10 tot 15 minute. Ek is Louis Pelser. Ek doen ook Black Soldier Fly. Ek gee klasse daarin. Maar vandag gaan dit wees oor medisinale groente te kweek deur biologies organiese metode. Stel julleself voor, jy hou jou asem op. Na rukkie is jou suurstof in jou liggaam, in jou bloed, in jou hart en jou longe klaar. Na 4 minute se geen suurstof in jou brein, begin jy breinskade kry. So wat is die belangrike punt daarso? Suurstof. Net so met hierdie biologies organiese metode, suurstof. So as ons nou biologies organies werk gaan dit oor suurstof. Ons kry aerobiese en anaerobiese organismes. Aerobiese organismes, suurstofryke organismes, help plante. Maar anaerobiese organismes beskadig plante, want dit het te veel patogene. Die wat patogene ken, sal besef, dit is baie gevaarlik. Interessant van dit, dat as jy jou grond omdolwe, jy die lewende organismes doodmaak. Dit beteken, jy kry dooie grond. Ons volmaakte Skepper het die aarde so volmaak gemaak. Kyk na 'n woud waar mense nie die natuur skade aangerig het nie. Dis perfekte plante. Fotosintese vind plaas. Goeie fotosintese beteken kos. Van die sleutelfaktor is aerobiese kompos, wat weer beteken suurstofryke kompos. Goeie organismes. Nou dink die mens, hulle is slimmer as die volmaakte Skepper en gebruik nitraatstikstof, wat in meeste van ons verskillende kunsmiste is. Nitraatstikstof is anorganies. Dis anaerobies ook. Dit help kanker aan. Dit sit meer swaar metale in ons kos, ensovoorts. Organiese groei van plante beteken die plant kry sy voedsel deur diffusie. Diffusie beteken die tuinier moet heeltyd die plant voer. Die plant word 'n bottelbaba. Hier kom ons weer by die volmaakte Skepper, wat die plant intelligensie in die plant gesit het. Deur diffusie is die plant intelligensie af. Hoe sal mens nou die plant intelligensie aanskakel? Wat beteken plant intelligensie? Deur plant intelligensie word plante kos ingeneem deur mineralisasie. Die plant skei chemikalieë af deur sy wortels en gee 'n aanduiding wat die plante nodig het vir die lewendige aerobiese organismes, wat dan in hulle beurt chemikalieë afskei vir die plant en ook in die plant. Die groot plantkundiges sê heeltyd, hulle kan nie genoeg kry van die hemelse Vader, wat hy gedoen het in die begin van hierdie stelsel nie. Nou is evolusie by die deur uit. Hoe kan ons by André Cronje se boerdery dan baat vind? Ek wil glad nie die goed afbreek of so nie, maar eintlik wil ek die teenoorgestelde. Het julle geweet dat hierdie wurms, nightcrawlers of red wigglers, baie meer doen as wat julle besef? Spesifiek die red wiggler
jy het 85% dooie plantmateriaal en maar net 15% grond. Die gewone aardwurm wat ons normaalweg kry in jou jaard, jy het 85% grond en net 15% dooie plantmateriaal. Verstaan julle dat hierdie wurmpies nie skade aan jou plant maak nie. Dit is hoekom die red wiggler so 'n goeie komposmaker is. En hy maak baie goeie kompos. Ek gaan nou nie te veel dieper ingaan omtrent die red wigglers nie. As julle meer wil weet, vra my gerus. Kompos maak is 'n onderwerp op sy eie. Want nou werk jy met anaerobies sowel as aerobiese organismes. Maar aan die einde soek 'n mens weer suurstofryke aerobiese kompos. As jy kompos reg doen, dan gaan jy die swaar metale in jou organiese groente kry nie. Ek kan vir julle riller stories vertel van mense wat so siek geword het dat hulle by die dood omgedraai het as gevolg van hulle verkeerde manier van organiese metode te groei. Nou het julle van die voordele gesien van biologies-organiese metode. Die van julle wat wil meer leer van hierdie biologiese organiese metode, ons het baie kursusse, video's, e-boeke, en as julle wil kan ek direk vir julle die website gee en julle kan daarop gaan. Ek gaan nou volgende week gaan ek advertensie dan insit op Skouerskuur, waar ek vir julle meer informasie kan gee vir julle wat ook al kan vind. Baie dankie.